Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastor. 'n rustige plekjie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat langs jou maat lê en wonder met wie hulle so baie op die foon praat. Miskien het jy begin agterkom dat die foon skielik belangriker geword het. Daar is meer boodskappe as gewoonlik. Die foon word vinnig omgedraai wanneer jy naby kom. Dalk stap jou maat uit die vertrek om 'n oproep te neem en daar's eenvoudige verandering wat jou ongemaklik laat voel. En nou lê jy wakker en wonder, is daar iets waarvan ek nie weet nie? Die moeilike ding van onsekerheid is dat jou gedagtes baie vinnig die leë plekke begin invul. Jy begin dinge bymekaar sit, jy onthou iets uit die verlede wat gesê is, jy dink aan 'n verandering in gedrag en voor jy jou kon kry, het jy in jou eie kop reeds besluit wat aangaan sonder dat jy noodwendig al die feite het. Maar ek wil ook nie vanaand vir jou sê dat jy alles wat jou ongemaklik maak net moet ignoreer nie. Daar is 'n verskil tussen om uit vrees gevolgtrekkings te maak en om eerlik te erken dat iets in jou verhouding jou pla. Jakobus 1 vers 5 sê, as een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van die Here God bid en hy sal dit aan hom gee. Dit is waar jy vanaand kan begin. Nie deur jou mond se foon probeer ontleed of elke moontlike storie in jou kop uit te werk nie, maar deur vir God te vra, Here, gee my wysheid, help my om nie uit vrees te reageer nie, maar moet my ook nie laat wegkyk van iets wat aangespreek moet word nie. Want vertroue in 'n verhouding beteken nie dat jy nooit vrae mag hê nie. Jy mag sê wanneer iets jou ongemaklik maak. Jy mag eerlik vra wat aangaan, maar daar's 'n groot verskil tussen 'n rustige gesprek en 'n beskuldiging wat uit vrees gebore word. Spreuke 15 vers 1 sê, 'n sagte antwoord laat woede bedaar, maar 'n krenkende woord laat woede ontvlam. Soms bepaal hoe ons 'n moeilike gesprek begin, waarheen daardie gesprek gaan. Jy hoef nie vanaand 'n argument te begin omdat jy bang is nie. Kies eerder 'n rustige tyd en praat eerlik. Sê wat jy raak gesien het en hoe dit jou laat voel. Gee jou maat die geleentheid om te antwoord en luister ook na wat gesê word. Maar moenie jou eie hart stil maak net omdat jy bang is vir die antwoord nie. 'n Gesonde verhouding moet plek hê vir eerlikheid. Wanneer iets afstand tussen twee mense begin bring, moet daaroor gepraat kan word. En terwyl jy wag vir daardie gesprek, moenie vanaand jou gedagtes toelaat om jou deur elke moontlike scenario te vat nie. Jy weet nog nie alles nie. Jy hoef nie nou reeds die ergste te glo nie. God kan jou wysheid gee om te weet wat werklik aandag nodig het. Hy kan jou kalm genoeg maak om nie uit vrees op te tree nie en sterk genoeg om 'n eerlike gesprek te hê wanneer dit nodig is. Jy hoef nie vanaand alles uit te vind nie. Jy het net wysheid nodig vir die volgende stap. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke persoon wat onseker voel oor iets wat in hulle maat se gedrag aangaan. Hulle het iets raak gesien waar hulle nie seker is nie. U sien die vrae wat hulle nie kan antwoord nie en die gedagtes wat hulle wakker hou. Here, gee hulle wysheid, bewaar hulle daarvan om uit vrees gevolgtrekkings te maak voordat hulle die waarheid ken. Maar gee hulle ook moed om nie dinge wat aangespreek moet word net weg te druk nie. Help hulle om met kalmte, respek en eerlikheid te praat. Bewaar hulle hart teen vrees en laat waarheid en vrede in hul verhouding ruimte kry. Gee hulle vanaand rus terwyl hulle nog nie al die antwoorde het nie en lei hulle in die volgende stap wat geneem moet word. Ons bid dit alles in die groot en magtige naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here jou wysheid gee
waar onsekerheid jou gedagtes besig hou, mag hy jou help om nie uit vrees te reageer nie, maar met vrede en waarheid vorentoe te gaan. Mag jy 'n wonderlike geseënde aand hê. Shalom.